Vandag se lesie gaan ons nou nog weer kyk na berekenings in trigonometrie. So dit is ons tweede lesie oor die berekenings in trigonometrie. Nou in die eerste lesie het ons gesien hoe om die verhouding te bepaal as die hoek bekend is. Nou vandag se lesie gaan ons nou kyk hoe om die grootte van die hoek te bepaal as ons verhouding bekend is. Met ander woorde, hulle gee vir ons die verhouding van die teenoorstaande sy tot die skynsy. As ek byvoorbeeld kyk na die volgende, die sin van 'n hoek is 1 op wortel 2. Met ander woorde, hulle sê vir ons die verhouding van hierdie hoek van my teenoorstaande sy tot my skynsy van hierdie spesifieke hoekie is 1 op wortel 2. So ons moet uitwerk hoe groot is hierdie hoek waarvoor die verhouding van die teenoorstaande sy op die skynsy gelyk is aan 1 op wortel 2. Nou soos in die vorige lesie is hierdie ook net sakrekenaarwerk. So wanneer die verhouding vir ons bekend is en ons moet die grootte van die hoek bepaal, gaan ons die sin tot die mag min 1, kos tot die mag min 1, tan tot die mag min 1 eintlik sleutels gebruik. En dit is hoe hulle dit aantoon op die sakrekenaar. So Tannie gaan nou vir julle die metode neerskryf wat jy op jou sakrekenaar doen, maar as ons die som in die les of in ons toets of eksamen skryf, gaan ons nou nie heeltemal hierdie volledige stappies uitskryf nie. Ek wil nou met ander woorde uitwerk hoe groot is theta, dis my vraagteken. So theta is my hoek se grootte, gaan ek dan kry deur die volgende sakrekenaarwerk te doen. Ek gaan druk shift, jou shift sleuteltjie, dan druk jy die sin invers sleuteltjie en dan druk jy 1 op wortel 2. So ons druk shift, ons druk die sin sleuteltjie en dan gee hy shift sin en ons sit in 1 op wortel 2 en dan kry ons antwoord is theta is 45 grade. Goed, so as ek hierdie gaan doen in die toets, gaan ek nou net skryf as hulle vir my sê bepaal theta en ek het die sin van theta is gelyk aan 1 op wortel 2, dan gaan ek net skryf theta is 45 grade. Ek skryf nie die proses neer hoe ek daarby uitkom nie. Wanneer hulle vir ons sê die tan van theta is gelyk aan 1,81, bepaal die grootte van theta. Met ander woorde, ek wil weet hoe groot is die hoek. Dan gaan ek skryf theta is gelyk aan, wat ek doen op die sakrekenaar is shift, ek druk die tan tot die mag min 1 en ek tik 1,81 in. Dit gaan vir my die grootte gee van theta. So sê shift tan 1,81 en jy kry die grootte van theta is 61,08 grade. As ons kyk na die kos van theta is gelyk aan 0,80. Met ander woorde, ons wil nou weet hoe groot is theta. Met ander woorde, my hoek is onbekend, my verhouding is my aangrensende sy op my skynsy.
So my verhouding van my aangrensende sy tot my skynsy is 0,80. Ek wil weet hoe groot is die hoek waarvoor die verhouding 0,8 is. So ek druk theta is gelyk aan shift cos min 1 0,80 en ek kry theta is 36,87 grade. Onthou, as daar nie gesê word nie, rond jy altyd af tot 2 desimale toe, eers heel aan die einde. As ons kry die sin van theta is gelyk aan 1. Met ander woorde, theta gaan gelyk wees aan shift sin min 1, 1. En ek kry theta is gelyk aan shift sin tot die mag min 1, 1. Onthou, my hoek is nou die ding wat ek moet bepaal. So dit is 'n antwoord in grade. As ek het die cos van theta is gelyk aan 0,78. Ek wil nou die grootte van theta bepaal. Met ander woorde, theta gaan gelyk wees aan shift cos 0,78. So theta se grootte is shift cos min 1 0,78 en ek kry my antwoord is 38,74 grade. As ek het die sin van theta is gelyk aan 0,10. Ek wil die grootte van theta uitwerk. Onthou, as ons nou net weer mooi dink, sin is ons verhouding van ons teenoorstaande sy op ons skynsy. Soos Tannie sê, ons wil die grootte van die hoek bepaal waarvoor die verhouding van die teenoorstaande sy tot die skynsy gelyk is aan 0,10. So theta is gelyk aan shift sin 0,10. En dit gee vir my shift sin 0,10 en dit gee vir my 5,74 grade. Dit is maar 'n klein hoekie. Kom ons kyk, die tan van theta is gelyk aan 0,94 grade. Dit sê vir my, die verhouding van die teenoorstaande sy tot die aangrensende sy van 'n spesifieke hoek is 0,94. Ek wil uitwerk hoe groot is daardie hoek. So ek sê shift tan tot die mag min 1 0,94 en ek kry my hoek theta is shift tan tot die mag min 1 0,94 en ek kry my hoekgrootte is 43,22 grade. Wanneer ek ietsie kry, soos byvoorbeeld 4 sin theta is gelyk aan 1. Wat baie belangrik is hierso, ons moet in die eerste plek die funksie isoleer. Met ander woorde, ons triegfunksie moet alleen staan. En wat is my triegfunksie? My triegfunksie is met ander woorde hierdie deel. So hy moet alleen wees. So om hom alleen te kry, gaan ek deel deur 4, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry die sin van theta is gelyk aan 1/4.
Met ander woorde, die vraag is nou, wat is die grootte van die hoek, waarvan die verhouding van die teenoorstaande sy op die skynsy gelyk is aan 'n kwart. So ek het, theta is shift, sin tot die mag min 1, 'n kwart. Met ander woorde, theta is shift, sin 1/4 en theta is met ander woorde 14,48 grade. As ek nou byvoorbeeld kyk na die tan van theta minus 25 grade. Die tan van theta minus 25 grade is 0,465. Goed, met ander woorde, as ek nou daai het, tan van theta minus 25 grade is 0,465. En dan kan julle nou sien, hierdie is met ander woorde my hele hoek se grootte. So as ek nou shift tan tot die mag min 1 gaan druk, dan gaan die antwoord wat ek kry, is theta minus 25 grade. Met ander woorde, theta minus 25 grade gaan gelyk wees aan shift tan tot die mag min 1, 0,465. So theta minus 25 grade is gelyk aan shift tan tot die mag min 1, 0,465 en ek kry 'n antwoord van 24,94 grade. Maar onthou, ek wil nou theta uitwerk, met ander woorde, net soos in algebra, gaan ek my 25 grade oorvat, met ander woorde, theta is die 24,94 grade, plus nou nog my 25 grade, en dit is, gee vir my 'n antwoord van 49,94 grade. Daar word nie gespesifiseer nie, so ons rond af tot 2 desimale. As ons byvoorbeeld het 5 cos A is gelyk aan 3, onthou dan is die eerste ding wat ons moet doen, ons isoleer ons funksie. Dit beteken ons kry hom alleen. Dit beteken hierdie moet alleen wees, met ander woorde ek gaan deel deur 5, wat ek links doen moet ek regs doen. So ek kry die cos van A is met ander woorde 3/5. My hoek A se grootte gaan met ander woorde wees shift cos minus 1 3/5. So as ek hoek A se grootte uitwerk, dan kry ek shift cos 3/5 en dit gee vir my A se grootte is 53,13 grade. As ek byvoorbeeld het 6 tan A plus 10 grade is gelyk aan 5. Belangrike ding wat ons moet doen is wat? Ons isoleer ons funksie. Met ander woorde, ons gaan regdeur deel met 6. Regdeur deel met 6. Ek kry nou die tan van A plus 10 grade is gelyk aan 5/6. Onthou nou hierdie A plus 10 grade is my hele hoek. So, as ek nou
A plus 10 grade wil uitwerk, waarvoor die verhouding van die teenoorstaande sy op die aangrensende sy gelyk is aan 5/6, dan druk ek shift dan tot die mag min 1 en 5/6. Ek kry met ander woorde A plus 10 grade is gelyk aan shift dan tot die mag min 1 5/6, so A plus 10 grade is 39,81 grade. Ek wil A alleen hê, met ander woorde, ek doen die algebra, so my 10 grade gaan oor, word 39,81 grade minus my 10 grade, met ander woorde, A is gelyk aan 29,81 grade. Goed, ek hoop jy is vertroud met hierdie. Jy kan die huiswerk nou voltooi. Dit gaan jou help om hierdie in te oefen. Dit is baie belangrik dat jy baie seker is hoe om die sakrekenaar vir hierdie werk te gebruik. Geniet dit.